Goeiemôre julle en baie welkom. Is lekker om so saam te wees. Val vir julle wat aanlyn kyk of weg is en hierdie boodskap wil opvang. Geniet die voorreg daarvan en is goed om saam te wees. Ons gaan na die tweede gedeelte van 'n boodskap luister wat ek laasweek nie kon klaar preek nie. Vanoggend sal ek hom gou klaar probeer preek. Maar dis 'n belangrike boodskap en wat diep in my hart ingesink het. Julle weet ek preek eintlik vir myself, nie vir julle nie, maar ek glo as dit vir my iets beteken, sal dit julle ook vorm en slyp. En om die boodskap half in te hardloop, daar is my prentjie. Eerste keer dat ek 'n Engelse titel het, Couch of Coach. 'n Klein verandering maak 'n groot verskil, nee, een klein lettertjie maak 'n baie groot verskil. En die vraag, al wat jy met huis toe vat en oor moet worstel, as jy huis toe gaan na vanoggend en hoekom jy hier sit vanoggend is, daai klein verskil, daai klein verandering maak 'n groot verskil. Moenie waak teen om Jesus jou rusbank te maak. Waak teenoor Jesus die een te maak wat jy net, jy roep sy naam uit en dan wag jy vir die hemel. Dis nie jou godsdiens nie en jy gaan mis en in die gevaar staan om lui te word en in jou luiheid oorval die sonde jou en in die oorval van jou sonde mis jy sy genade. Dis 'n waarskuwing wat soms verkeerd gepreek word in die kerk. As ek eers my hart vir die Here gegee het, kan niks my uit sy hand uitruk nie. Dis 'n misverstaan. Hy sal nooit sy rug op jou draai nie, so moenie jou rug op hom draai nie. En wanneer ons terug op hom draai, soos op die bank lê, en hy vra vir jou, staan op, en jy sê, nee, vra iemand anders. Jy kan nie so met God werk nie, is gevaarlik, jy speel met vuur, my God is 'n verterende vuur, en dis die gedagte wat net in jou kop moet maal, het jy dalk begin om Jesus, om jou geloof, 'n rustige terugsit, ontvang die seën, geniet hom net, maar tye vir dit, of is hy hoofsaaklik die coach wat jou 'n wêreldkampioen moet maak? En dis die vraag. So, net om terug te sit en dit gemaklik te maak, om dit rustig te maak, dit is vakansietyd en dit is rustig, wil ek julle net in my kopspasie inkry. Verstaan waarna ek 'n bietjie gekyk terwyl hierdie preek in my kop maal, want ek besef net soms ek preek goed en julle weet nie wat ek sê nie, maar julle gaan dalk nog steeds nie weet nie. Maak nie saak nie, die Heilige Gees is 'n naprediker. Kyk 'n bietjie hierdie video en verstaan net so 'n bietjie wat dit beteken wanneer jy werklik waar 'n coach in jou lewe het. Wat beteken dit om wêreldkampioen springbokke te wees? Wat vat dit om wêreldkampioene te wees? Dit's meer as wat ons dink. En baie min mense word wêreldkampioene. En ons dink ons is nie een van hulle nie. En tog is ons coach die koning van die heelal. So kyk 'n bietjie hierna en word 'n bietjie gemotiveerd te verstaan die preek. Nou, wie gee om oor rugby? Die finale vyand, die dood is oorwin. Verstaan julle die dood is oorwin? Ek dink nie soms ons verstaan met watter game ons besig is nie. Die dood is oorwin. Wat gaan sulke manne deur om wêreldkampioene te word en ons is deel van 'n span waar die dood oorwin is. Jy skryf matriek en jy's bang en jy's vrees en jong mense is bang oor hulle toekoms en weet nie of hulle 'n toekoms in ons land het nie. Ek dink nie jy verstaan wat jou godsdiens is nie. Ons God het die wêreld geskape en nou alles in sy hand vas. Hoekom quote ons? Hoekom is ons dies wat terugstaan as ons God, ons coach is? As hy agter hom 'n klomp wêreldbekers het. En dit maak my kwaad soms wanneer ek kyk na hoe ons teruggeslaan word, as ons finansies laag is, as ons emosionele kapasiteit laag is en ons so vinnig wil opgee, want dis pyn en dis seer en dis nie lekker nie en eina het my te hard getackle en die duiwel ry weer op my rug. Dink ek, daar's min mense wat wêreldkampioene word. En soms is dit asof ons wêreldkampioen treye aangetrek het, want ons noem onsself Christene, maar ons weet nie wat dit beteken om jouself 'n Christen te noem nie. Dit beteken jy is 'n wêreldkampioen. Maar jy word nie net 'n wêreldkampioen omdat iemand 'n stokkie op jou kop getap het nie. Jy word nie net 'n wêreldkampioen want jy sê Jesus se naam 3 keer nie. Jy word 'n wêreldkampioen omdat jy sit onderdanig aan jou coach. Omdat hy jou denke vorm, omdat hy jou dade vorm, omdat hy jou woorde vorm, omdat hy jou aksies vorm. Dit maak jou 'n wêreldkampioen. Nie een of ander magic sê dingetjie nie, ek gee my hart vir Jesus, daar gaan ons nie. Dis nie hoe jy 'n wêreldkampioen raak in enige spasies, nie hoe jy matriek slaag nie. En tog sit baie Christene in die kerk en hulle dink, om hier te kom sit, maak my 'n wêreldkampioen. Kerk maak jou niks. Behalwe miskien skyn heilig, maar in die kerk is daar 'n coach, en sy naam is Jesus.
En net dies wat onder hom sit, onder die woord wat vlees geword het, word werklik waar wêreldveranderinge. En dit is so mooi om daarna te luister. En so ek wil vir julle 'n stukkie coaching lees, wat ek laas week deur gehardloop het. Ek gaan dit net vanoggend lees. Luister na hierdie coach. En hoor hoe mooi praat God met ons. Ek lees vir julle Hebreërs 12. Jy kan daardeur gaan, die versies is op die skerm, ek gaan net vinnig daardeur lees. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot skare rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, net die sonde en die dinge wat ons so omring. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman, volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde, wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande gering geag het, en sy plek aan die regterhand in die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid aan die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Kom bloei 'n bietjie. Okay. En julle het die aansporing wat julle as kinders aangespreek het, al heeltemal vergeet soos julle ouer geword het. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as tigtiging, want God behandel julle as sy seuns en dogters, want watter seun word nie deur sy vader getug nie, maar as julle sonder tigtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg, en is julle nie egte kinders nie. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad, en hulle het ons getug, en hulle het probeer, ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader ons onderwerp en bly leef nie? Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug. Volgens dit wat vir hulle reg gelyk het. Maar God tug ons tot ons beswil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid, sy trofee, sy prys wat hy behaal het aan die kruis. Op die oomblik lyk elke tigtiging wel nie of dit blydskap sal bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug op, wat vir hulle wat daardeur ingeoefen is, wat vir hulle wat daardeur ingeoefen is, wat vir hulle wat daardeur ingeoefen is, deur die droefheid ingeoefen is, deur droefheid ingeoefen is, 'n vrug van geregtigheid oplewer. Daarom, tel op die slap hande en die lam knieë en maak reguit die paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Sien toe, dat niemand die genade van God verspeel nie. Sodat geen wortel van bitterheid opskiet, en moeilikheid veroorsaak, en baie daardeur besoedel word nie. Ook, dat niemand sedeloos of goddeloos optree, soos Esau nie. Wow. Wat 'n stukkie coaching. Hoe gereeld moet ons na daai stukkie toe teruggaan en lees dit net en herinner jouself as jy dink dinge is moeilik en jy wil huil en nou tackle te hard en hulle is te goed en hulle is te sterk en die duiwel en die politiek en die geld en die finans en alles raak net te veel in jou huwelik of waar ook al of jou kinders. Lees dit, hoor die coach se stem in jou ore, hoor die Heilige Gees, hoor Jesus, hoor die Gees van Jesus met jou praat en kry dit reg. Ek wil afeindig deur om te fokus op daai naam Esau. En ons gaan 'n bietjie kyk na Esau. Want is interessant wat hy hier aanhaal in Romeine, nê? In Romeine hoor ons hierdie skrifgedeelte, soos geskrywe is. Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Wow! Wat 'n kras sinnetjie is dit. En my fokus vanoggend is nie om jou die diepte van die teologie van daai sin te laat verstaan nie.
Dis nie die punt nie, ons kan koffie drink en daaroor praat. My punt is om vir jou iets te laat probeer verstaan rondom God se dissipline. En as hy dit in Romeine gesê het, is dit iets om op te fokus, en dit kom uit Maleagi uit, en dit kom vroeër uit, en ons gaan so 'n bietjie fokus op Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament. Maar voordat ons daar kom, wil ek net vir julle 'n paar versies lees, so 'n bietjie in julle blaadjies, maar ek wil net vir julle 'n paar versies lees, net om die tugidee in julle harte te kry, en dan sal ons draai, as julle Bybels het, na Maleagi 1. Hoor wat sê Deuteronomium 8 vers 5. Wees dan in jou hart oortuig daarvan, dat die Here jou God jou opvoed, soos 'n man sy seun opvoed. Wees oortuig in jou hart daarvan, dat God jou opvoed. En so my vraag is, weet jy waar God jou opvoed? Of is julle almal nou mooi volwasse, julle paas en maas het nie meer sê in julle lewe nie, en julle doen net wat julle wil, en ja, julle is in die kerk, of ja, jy lees Bybel, maar eintlik doen jy wat jy wil. Met jou tyd, met jou geld, met jou resources, met jou bure, met die regering, met die karre wat voor jou ry, jy sê wat jy wil, jy doen wat jy wil, jy maak soos jy wil, en die kinderhuise raak armer, en die aftreeoorde raak kleiner en moeiliker, en jou mense wat jy lief het, sukkel en krepeer, en jy sorg vir jouself. En die krisis is jy oortuig dat God jou coach is? As jy sê ja, vertel my, waar coach hy jou? Waarmee sukkel jy? Sukkel jy met jou lyn staan? Sukkel jy met die skram? Waarmee sukkel jy en hoor jy God coach jou in jou krisis? Of sukkel jy alleen? Johannes 15 sê dit so mooi. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie. Ons het gelees in Hebreëus, wat is die vrug, né? Elkeen wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Een keer gered, altyd gered. Hy wat nie gecoach word nie, hy wat nie gefokus is op die game nie, die coach gaan hom bench. Die coach gaan jou van die veld afhaal. En die Bybel sê, sommige mense word gered met edelgesteentes. Hulle het goud en die kristalle oor hulle, en hulle lyk tog so pragtig, hulle dra die trui van wêreldkampioene, en dan sê, en van julle is gered, en julle maak dit net, maar julle word uit 'n vuur uitgeruk, en julle ruik nog na rook. Nou, hy pik nie op die rokers hier tussen julle nie, maar die punt bly staan is, van julle ruik nog na sigarette in die hemel. Dis mos nie waar jy wil wees nie. Jy wil nie sê ek is 'n springbok, ek is 'n wêreldkampioen en ek sit die hele tyd dis nie waar jy wil wees nie. En as dit jou mentaliteit is, dan sou jy eintlik nie eens by die bank gekom het nie. So, hoor wat hy sê hier, hy sny weg wat nie vrug dra nie. En ons het nou net gelees hoe die vrug kom, droefheid ingeoefen. Waar is jy hartseer omdat die Here met jou raas? Of raas die Here glad nie met jou nie? Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon. Dis 'n seerproses, sodat dit meer vrug kan lewer. Ek is goed genoeg, ek doen genoeg, ek is fine. Nee, jy is nie, jy moet meer vrug hê. Altyd beter. As die volgende ouens kom altyd en hulle sterker en beter as jy, en jy moet altyd beter. Jy kan nooit gemaklik raak in jou godsdiens nie. 1 Korintiërs. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, hoor hy woord beoordeel jouself, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, hoor die Here geoordeel word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Wat 'n mooi versie. Wat 'n mooi versie. Ons moet onsself beoordeel, want die Here oordeel, anders word ons veroordeel. Hoor julle dit? It's a beautiful vers, as jy dit in jou kop sal inkry. Maar jy moet jouself beoordeel, want God gaan oordeel, sodat sy kinders nie veroordeel word nie. Hoekom oordeel die Here jou? As die Here jou nie geoordeel het nie, sou jy veroordeel geword het op die einde. Ons gaan nou na Esau kyk. Omdat Esau nie geoordeel was nie, is hy veroordeel. Maar oordeel is iets wat jy voor vra. Jy vra die coach, jy nooi die coach in jou lewe in. Dis iets wat jy innooi. As jy hom nie innooi nie, kan hy jou nie oordeel nie. 'n Coach het geen sê oor jou lewe as jy hom nie jou coach maak nie. En hy gaan jou oordeel. Hy gaan presies vir jou sê wat's verkeerd met jou. En dis nie lekker nie.
Maar as jy hom toelaat om jou te oordeel, gaan dit jou red van veroordeling. Delayed gratification. Sy oordeel nou of sy oordeel later. Dis 'n groot konsep wat ons leer dit nie meer vir mense nie. Laastens Openbaring 3 sê dit so mooi. Diegene wat ek liefhet, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Ja, dis gaan druk 'n 3. Wees ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Is 'n coach wat sê jy het talent, jy's goed, ek soek jou, kom. Ek staan en ek klop, ek nooi jou in my span in. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my en ek saam met hom. Ek wil 'n paar video's speel van wanneer sokkerspelers is waar die meeste video's is, waar sport, daar is nie 'n video nie, daar is nie ene nie, maar ek wou 'n video speel waar sokkerspelers met hulle coaches handgemeen raak. Gaan kyk 'n bietjie daarna, wanneer spelers nie meer van hulle coach hou nie, wanneer 'n coach 'n speler van die veld aftrek en dan slaan hulle sommer die coach en stamp die coach en coaches Dit's so interessant wanneer 'n speler sy respek vir sy coach verloor, want hy raak te groot. Wanneer Ronaldo, multimiljoen rand speler, groter as enige een in die wêreld wat betref 'n sport byvoorbeeld, ewe skielik na sy coach kyk en sy coach stamp van, julle is niks sonder my nie. Hierdie span, Manchester United of wat ook al, is niks sonder my nie. Baie Christene is daar. Ons leef reg, ons doen wat goed is, ons is nie korrup en immoreel nie, ons doen wat nodig is om goed te voel oor onsself en hoe durf Jesus vir my sê ek moet my regkry? Wie dink hy is hy? Ek gaan praat met hulle daar buite. Los my, kyk hoe goed is ek. En dan stamp ons coach weg uit ons lewens uit en ons gaan sit op 'n rusbank. Dis 'n baie gevaarlike plek. Dis 'n baie gevaarlike plek. En so, al wat ek wil doen is bietjie vleis, is bietjie iets om aan te kou. Ek weet Maleagi is Ou Testament, dis Ou Verbond. Almal van julle wat so bietjie teologies in julle koppe is, ek weet, dis alles Ou Verbond. Maar God is dieselfde gister, vandag en tot aller ewigheid en ons kan baie leer. So hoor mooi, die laaste boek in die Ou Testament, die laaste profeet in die Ou Testament, hy profeteer met Nehemia, wat al die name opgeskryf het in die boek wat in Openbaring gelees word. Hy skryf name op, jy lees dit in Maleagi 3. Interessant, Maleagi, net vinnig opsomming, Maleagi 1, ons gaan hom nou lees. Maleagi 2, fokus hy op huwelike, coaching vir die huwelik. Dit gaan sleg met julle, want julle is nie meer lief vir julle vrouens nie. Die ergste vers vir 'n man, julle wat my vriende is, behoort al te weet, die ergste vers vir 'n man, as jy ooit 'n tattoo wil kry, na jy Paulsen gaan sien het, 'n tatoeëermerk wat jy moet kry, grappie, tieners, don't hate tattoos, is nie goed nie, né? Behalwe as dit lyk soos Paulsen. So die tattoo wat jy moet kry, fokus, die tatoeëermerk wat jy moet kry is 1 Petrus 3 vers 7. 1 God, 3 enig, 7 is die heilige nommer. 7 is die dag van rus. En 7 dae het hy klaar gemaak. 1 Petrus 3:7. Dis Maleagi 2. 1 Petrus 3:7 sê, as jy jou vrou nie reg hanteer nie, luister ek nie na jou gebed nie. Mans, as jy jou vrou nie reg hanteer nie, luister ek nie na jou gebed nie. Dis 'n harde vers. Die hele Maleagi 2 gaan daaroor. Interessant hoe Petrus dit optel. So moenie sê die Ou Testament is oud nie. Petrus tel dit op. Maleagi gaan oor die huwelik en hoe belangrik dit is as 'n coach om jou te kry om te fokus op dit wat jou die beste wenner sal maak in jou lewe. My pa was wie hy was, is wie hy is, omdat hy 'n vrou het soos wat hy het. En dis belangrik om te verstaan wat dit beteken. En dan Maleagi 3 begin hy om te praat oor Jesus, Johannes die Doper en Jesus wat kom. Dan sê hy so doen wat reg is en dan eindig hy met die einde van die wêreld met Openbaring. Gaan lees dit, is baie interessant, maar al wat dit is maklik, is lekker. Dis net dit. Okay, maar Maleagi 1. Dis die coaching en daar waar Esau inkom. Wat is hierdie storie met Esau? Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Die bedrieër, Jakob beteken bedrieër. Die bedrieër het ek lief gehad en die sterk een, Esau, het ek gehaat. Kom ons lees Maleagi mooi deur, net vinnig. En ek wil net hê julle moet hoor hoe 'n coach klink. En hoe dit lyk as 'n nasie nie vir hom luister nie. Wanneer ons terugpraat met ons pa, wanneer ons terugpraat met ons coach. Ek hoop
die Bybel lees jou vanoggend, ek hoop jy hoor jouself eers in hierdie hoofstuk, en ek hoop die Here vorm jou hart. Dis nie op die skerm nie, as jy nie 'n Bybel het, of jou foon oop het daar nie, of wat ook al nie, luister net mooi na hierdie hoofstuk. Die Here het vir Maleagi 'n boodskap gegee om vir Israel oor te dra. Die Here sê, ek het jou lief. Wat 'n manier om te begin. Ek het jou lief. Ek het jou, alles wat ek doen is vir jou. Ek het jou lief. Baie mense wil nie hierdie preke hoor nie, of wil nie hierdie preke preek nie, want dit maak kerke leeg, en die punt is net, want hulle hoor net God haat, en God is kwaad. Nee, ek het jou lief. As 'n pa jou pak gee, is dit omdat hy lief het. Paas wat nie pak gee nie, het nie lief nie. En so hou op om kerke te soek wat net die hele tyd heuning om jou lippe smeer. In sy dissipline is sy liefde. Hy begin want hy gaan nou hard praat. Dis die laaste boek in die Bybel, in die Ou Testament, in die Joodse Bybel, en hy gaan hard praat. Maar hy begin, ek is lief vir jou. Julle reaksie was, hoe het jy ons lief? Ek's lief vir jou. Hoe? Jy het 'n snaakse manier om dit te wys. My boude brand. Jy's nie lief vir my nie, ek haat jou, jy haat my, ek soek ander ouers. Hoe het jy my lief? Het voel nie vir my asof jy my lief het nie. Ek hardloop op die veld en ek wil opgooi, ek is so naar, my bene bewe en my skouer is uit lid uit. Jy's nie lief vir my nie, kyk hoe lyk ek, die bloed loop uit my neus uit. Imagine 'n Springbok wêreld ou gepraat, jy's nie lief vir my nie, wat doen jy? Wat op die aarde? Dis 'n mentaliteit. Hoe kan jy 'n troep wees in die Tweede Wêreldoorlog met so 'n mentaliteit? Was jy lief vir my? Ek is soos, gaan veg. Ek gaan doodgaan, gaan veg. Ek is soos, tensy 'n saadjie nie in die grond val en doodgaan, nie kan niks lewe nie. As 'n paar Christene nie sterf nie, sal niks gebeur nie. Julle, dis die mentaliteit van ons coach en dis 'n baie erg een. En dis een wat ons nie kan verander nie. Hy sê, ek is lief vir jou. Waar het jy ons lief? Kyk hoe gaan dit met ons. Onthou net, hulle het die tempel gebou, hulle was in slawerny, julle hopelik ken julle die geskiedenis. Kry 'n bietjie konteks as jy jou Bybel lees en jy sal verstaan hoekom hulle kwaad is vir God. Gaan kyk na die agtergrond. Ek gaan kyk hoekom hulle kwaad is vir God. Hulle het dalk eintlik rede om van kwaad te wees as jy die verkeerde mentaliteit het. Hierop het die Here geantwoord: Is Esau nie Jakob se broer nie? Interessant hoe hy opkom hierso weer, né? Opkom in die coaching, opkom in die boek Romeine, die belangrikste teologiese boek, opkom in die laaste boek in die Ou Testament. Hierdie verhouding tussen Jakob en Esau is een wat God wil ons op moet fokus. Hoor mooi, julle weet Jakob is die een wat die 12 seuns gehad het en God het sy naam verander na Israel toe. Okay. Hy sê hierso, hy sê, hoe antwoord die Here jou as jy sê hy is nie lief vir jou nie? Is Esau nie Jakob se broer nie? Tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau gehaat en verwerp. Ek het sy heuwelagtige grondgebied verlate gemaak en sy erfdeel verander in 'n woestyn, bestem vir jakkalse. Toe het Esau se afstammelinge, die mense van Edom, hierop gereageer en gesê, nou stop vinnig, wie's Edom? Jordanië, Jordan. Nou weer eens, ek wil julle nie verveel nie, en ek het nie tyd om in geskiedenis in te gaan nie, maar is interessant. Weet julle wie's Jordan? Die aardsvyande van Israel. Van die vorming van Israel in die 1940s tot 1994, vir 50 jaar, was die grootste vyand van Israel Edom. Hier lees ons van Edom aan die einde van die Ou Testament, 400 jaar voor Jesus gebore is. En Edom was Israel se aardsvyand tot 1994, en dis debatteerbaar, hulle is eintlik maar nog steeds. Hulle bly net oor kan die Jordaan en suid. En in die groot oorlog, as jy voorreg het, ons het om Golan Hoogtes toe te gaan, elke museum in Israel is gewy aan die geveg teen Edom. In die geveg teen Jordanië. Al die landgebied wat Israel oorgeneem het, wat buite hulle oorspronklike grense gaan, in die woestyn in, het hulle van Jordanië afgevat. Die Golan Hoogtes wat Israel vandag besit, het hulle van Jordanië afgevat. So hierdie Edomite, hierdie profesie wat julle nou gaan hoor, het in realiteit uitgespeel. Jy kan dit vandag die grense gaan beleef, hierdie geveg en wat God hier sê. En so hoor mooi wat God sê, want as jy geskiedenis dophou, hoe kan jy sê daar's nie 'n God nie en hy's nie in beheer nie? En so hoor wat sê hy oor Jordanië, aan die kant die rivier. Hoor wat sê God al hier vir ons wat bereid is om te lees.
Toe het Esau se afstammelinge gesê, ons is plat geslaan, maar ons sal weer bou. Genesis 11, toring van Babel. Jy het ons almal gevloed en ons plat geslaan. Ons sal 'n toring bou en ons sal weer ons naam groot maak. Ons sal jou wys. Toring van Babel. Jy het ons plat geslaan, maar ons sal vir jou wys. Dis nie 'n nederige, jy het ons plat geslaan. Wat moet ons leer? Ons is jammer, fix ons nie. Hoe kan God sê hy haat Edom? Hoor julle wat hier aangaan? God slaan ons almal plat. 'n Coach maak jou moeg en mat. Hy slaan jou plat om jou oor op te bou. Maar as jy nie toelaat dat die een wat jou plat slaan jou oor opbou nie, en jy sê, ek sal vir jou wys, ek het jou nie nodig nie. Is dit dat God jou haat, of is dit dat jy God haat? Ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. Maar hy haat, want ons het eerste gehaat. En so probeer verstaan wat hier aangaan. Hierdie is 'n uitdruklike rebellie teenoor die coach en 'n wegloop van alle potensiaal. Ons is plat geslaan, maar ons sal dit weer opbou. Hoor wat sê God. Die Here die Almagtige sê daarop vir hulle. Hulle kan maar probeer om herstelwerke te doen. Ek sal dit net weer plat slaan. Ek sal dit net weer vernietig. Jy kan probeer doen wat jy wil, ek gaan jou weer om die veld jaag. Jy gaan terugkom en jammer sê, ek gaan jou weer om die veld jaag. Jammer coach. Ok, reg, hardloop 2 keer meer. Daar gaan jy. Hou die geweer in die lug, hardloop tot jou arms afval. So, jy's wreed. Praat jy terug, hardloop nog 'n keer. Wat dink jy? Wie dink ons is God soms? Ok. Hoor mooi wat skryf hy hier. Julle moet mooi hoor. Ek het nie die Bybel geskryf nie. Een of julle het vir my kwaad is of te sagkens, julle dametjies wat hier sit. Ag shame, julle hier. Ok. Vat dit nie, ek het nie die Bybel geskryf nie. As ek dit verkeerd lees, koop vir my 'n koffie en kom ons praat hieroor. Hulle kan maar probeer om herstelwerk te doen. Ek sal dit net weer vernietig. Hulle land sal bekend staan as die land van boosheid. Koning Hussein. En toe kom Amerika en hulle sit koning Arafat daarin en die Palestinian Liberation Army met onder Arafat. As jy enigsins geskiedenis ken, verstaan jy, daai land het bekend gestaan as die land van boosheid. Selfs Amerika het daar gaan droog maak. En die volk sal bekend staan as die volk vir wie die Here vir altyd sal kwaad wees. Ek het nie die Bybel geskryf nie. Die volk vir wie die Here altyd sal kwaad wees. As julle die vernietiging met julle eie oë sien, as julle die vernietiging van Edom met julle eie oë sien, en toe Edom oorlog voer teen Israel, toe word hulle vernietig in 'n 6-dag oorlog, 6-dag oorlog, kan hierdie goed nie opmaak nie, en toe vernietig hulle en vat van hulle land, en hulle was net in 'n pynshoop gewees. As julle die vernietiging sien, as julle die vernietiging met julle eie oë sien, sal julle sê, die grootheid van die Here strek baie verder as ons grense. Ja, maar Evelyn, jy praat van iets wat in 1940s gebeur het. Ja, Maleagi 3 gaan oor die koms van Jesus en die einde van Maleagi 3 gaan oor Openbaring. Hier is alles 'n profeet wat profeteer. Hoor mooi wat hy sê. God se gesag is verder as jou grense. Die coach wat in jou besig is besig met baie meer as jou familie. Jy dink jy kry swaar, hy's besig met iets baie groters as waarmee jy dink hy besig is. Jy huil oor jou finansies, hy's besig met 'n hele nasie. Verstaan jy wie jou coach is? Sy gesag is verder as jou grense. As 'n Christen begin om tantrum te gooi, is omdat hy dink sy God is sy private genie wat sy wense moet nakom. Sy gesag is verder as jou huisgrense, jou kultuur, jou ras, jou nasie, jou wat ook al jy God in 'n boks indruk. Israel wou dit nie verstaan nie en nou draai God om en hy gaan nou kwaad wees, want ons maak hom klein. En ons luister nie vir ons coach nie, want ons dink ons weet beter. En nou gaan God hard praat. En die eerste met wie hy hard praat, eintlik praat hy met die pastore, maar jy's ook 'n pastoor. Nuwe Testament Christen, jy's priester.
Jy is die nasie van priesterskap, jy moet uitgaan en preek. Hy praat met julle almal, maar hy fokus op die mense wat mikrofone vashou. Mag jy 'n mikrofoon vir jou bure, jou kinders, jou kollegas, mag jy 'n paar mikrofone vashou in jou lewe, met mense langs jou, sodat jy met hulle kan praat. Hoor hoe praat hy met ons? Hy sê, vir die priester sê die Here die Almagtige, 'n seun eer sy pa en 'n slaaf eer sy meester. Ek is julle vader en julle meester. Maar waar is die eer en respek wat my toekom? Wow. Ek is julle pa en julle meester. Waar is die respek? Julle het my geminag. Nou weet ek al klaar 'n paar van julle, want dis hoe ek voel as ek dit lees. En as ek op jou pik, is dit omdat ek vir my is hoe ek is. 'n Paar van julle soos, maar Evelyn, jy preek met die verkeerde mense. Ons sit hier, dis nie ons nie. Ons is oulik. Die Here hou van ons. Ons is nice. Ons leefgemeente het die naaste mense in die hele dorp. Ek weet dit. Maar julle vra dan vir God wat so met ons praat. Op watter wyse het ons u geminag? Oppas vir daai vraag. Oppas as jy dink jy's 'n wonderlike Christen en jy doen genoeg en jy doen goed. Jy sit dalk op 'n rusbank. En as jy sê, Here, maar wanneer? Here, ek verstaan nie. Ek minag u glad nie. Ek sit in die kerk. Ek bid. Ek is lief vir u. Wanneer het ek u geminag? Op watter wyse het ons u geminag? Julle bring vir my offers van voedsel wat besoedel is. Nou ek moet stop, onthou net in hierdie gemeente, hierdie gaan nie oor geld nie. Hoeveel predikante gaan jy hoor Maleagi gebruik om ekstra geld te bou sodat hulle en hulle kerke kan ryker word? Maleagi het niks met geld te doen. Elke keer as jy lees oor offers en tiendes, lees die hele konteks en verstaan wat God sê en hy moet jou verstand verlig. Want anders gaan jy dit nie verstaan nie. Hy praat nie oor geld nie. Hy maak dit baie duidelik in baie plekke. Dis nie waar die preek vandag gaan nie. As jy hierdie hoor oor geld, dan mis jy die hele punt. Hy sê, julle bring vir my offers van voedsel en dis besoedel. Wat se offer soek die Here? Is julle al vry in die gees dat julle verstaan wat se voedseloffer soek die Here in die Nuwe Testament? Verstaan julle al wat soek die Here van jou? Nou dit is besoedel. Dit wat jy weet jy vir God moet bring, en glo my, die beeste op 1000 heuwels behoort aan hom, en as hy honger was, sou hy jou nie gesê het nie. Hy het nie jou geld nodig om jou te seën en jou ryk te maak nie, en jou tiendes is iets wat lank al weggeval het, saam met al die gebooie, hoor, saam met al die wette, hoor, baie, baie mooi wat God soek. En gaan vind dit uit, gaan vra jou coach, wat is die voedsel wat jy wil eet van my Here? En hy sê, maar dit wat jy vir my bring is besoedel. Dit wat jy vir my bring is besoedel. Hoe het ons die offers onrein gemaak, Here? Hoe het ons dit gedoen? Julle het dit gedoen deur te sê, die Here se altaar kan maar geminag word. Wat is die Here se altaar? Want weer eens, hierdie preek is nie om vir jou al die antwoorde te gee nie, die preek is om jou te draai na jou coach toe. Wat is sy altaar? Wat is sy altaar? In hoofstuk 2 wil dit amper al klink asof hy sê dit het te doen met jou familie. Dit het te doen met die egskeidings hier onder julle. Hoe hoog die egskeidings? Daar's net soveel egskeidings in die kerk as buite die kerk. Het julle dit geweet? Dis baie interessant, Maleagi 2. Baie ou boek, baie relevante boek. Hoekom is daar net soveel egskeidings in die kerk as buite die kerk? Maleagi 1 sê vir jou hoekom, want julle het sy altaar geminag. Die kerk is leeg, en as die kerk vol is die kerk plastic. Maar ek bedoel dit nie so, ek meen, die kerk kan vol wees en die Here kan daar wees. Dis nie wat ek probeer sê nie, maar julle hoor wat ek probeer sê. Maar dis 'n probleem wanneer ons altaars besoedel is. Wanneer ons speel met ons godsdiens. En die coach is besig om vir jou te sê, jy slap, jy eet verkeerd, jy oefen nie, jy doen nie wat jy moet doen nie, jy het begin om jou trui te minag. Jou titel, Christen, beeld van Christus, soos 'n klein Jesus, jy minag daai titel. Jy besoedel die altaar. Dis hard en is so moeilik. Ek hoop jy sit hier en voel die Gees met jou praat, al dink jy dis klein, al is dit baie groot, al voel jy wil huil, al voel jy net, okay, ek moet so 'n bietjie daaraan tweak. Wat ook al, ek hoop net ergens, elkeen van ons voel die Here ons coach, want ons almal het coaching nodig. Hoe het ons die offer geminag? Julle het dit gedoen deur te sê, die Here se altaar kan maar geminag word. Die Here die Almagtige sê, is dit nie verkeerd as julle blinde diere bring om te offer nie? Is dit nie verkeerd om lam en siek diere te offer nie? Bring 'n bietjie sulke geskenke vir die goewerneur en kyk of hy daarmee tevrede sal wees en julle vriendelik sal ontvang. Dis so prakties.
Pas 'n bietjie jou godsdienst toe in die werksplek. Gee vir jou baas wat jy vir God gee. Toe, en dis hoekom 'n huwelik so swaar kry. Gee vir jou baas wat jy vir jou vrou gee. Toe, kyk 'n bietjie hoe dit werk. En dit is so interessant as God ons aankla en met ons praat. Hy sê, gee 'n bietjie vir jou vriende wat jy vir my gee. Die tyd, die moeite om saam te kom en liefde te gee en uit te haal en net jou siel daar te los. Doen dit vir jou beste vriend en kyk hoe lank jou vriendskap hou. En hy daag ons uit. Hy sê, julle aanvaar dit nie, maar ek moet dit aanvaar. Hy sê, come on, maak sterk julle hande, verstaan julle wie ek is? Ek is jou pa en jou meester. Hy gaan aan, hy sê, gee dit vir 'n gouverneur en kyk of hy jou goedgesind sal wees. Vers 9, roep God aan en smeek hom om julle genadig te wees. Want ons almal is sondaars en val kort van sy glorie. Elkeen van julle wat hier sit, want ek preek vir myself eerste. Dis jy met wie jy hier praat. Want ons skiet te kort. En so moenie skyn heilig hier sit en sê ek is okay, ek doen genoeg nie. Jy's op 'n rusbank. Hy sê, come on, jy kan beter. Hy sê, smeek vir my genade, want jy skiet te kort. Hy skryf hier, dis so mooi, hy sê, roep om genade en smeek hom. Maar as dit die soort offer is wat julle bring, hoekom sal ek julle goedgesind wees? Vra die Here. As jy aanhou om vir my hierdie halwe lei godsdiens, hierdie slapgeit, anything goes, alles is fine, ja, God maak mense en alles is net aanvaarbaar, die Here het almal lief, alles is net okay. As jy daai tipe godsdiens uitleef, wat verwag jy van my? Ek wil daar stop en vir julle ietsie sê oor Esau. Esau was 'n slegte man. Hy het sy erfporsie, wat hy moes kosbaar ag, verkoop vir 'n bietjie kos. Dit wys jou hoe nonchalant hy was, arrogant hy was, selfgefokus hy was nie 'n goeie mens nie. Hy het nie respek gehad vir wat hy gegee was nie. Jakob was 'n bedrieër van die begin af, ook 'n baie slegte mens. Weet julle wat is die verskil? Esau het nie 'n coach gehad nie. Waar lees jy waar God Esau tugtig? Enige plek? Nêrens. Jakob moet hardloop. Jakob kry 'n oom wat hom sleg kry. Jakob werk 'n jaar vir dit en dan kry hy iets anders en dan 'n jaar vir dit. En dan vat sy oom sy skape en dan gaan lees waardeur Jakob was in sy vormingsjare. En ons dink dit is 'n slegte oom. Nee, dit was God. Onthou wat ek laasweek gesê het, moenie die duiwel blameer nie. Wat is hy? Hy's verslaane. Dis God wat besig is om Jakob te louter, om Jakob te straf, om Jakob te vorm en om te laat swaar kry, jaar na jaar in sy droefheid ingeoefen te word, totdat Jakob so stikkend gebreek is, dat hy op die vloer lê, as 'n niks werd nie, en hy moet nou teruggaan na sy pa toe, ek bedoel na sy land toe, en hy moet teruggaan waar hy is, en hy is so gebroken, hy stuur alles wat hy het, hy gee nie om oor geld nie, hy gee nie om oor besittings nie, hy gee nie om oor vrouens nie, hy gee om oor niks, hy stuur alles na sy broer toe, en sê, vat wat jy wil vat, ek is klaar, die Here het my plat geslaan, en die aand voor hy moet gaan, almal is al by sy broer, almal stap al, die aand voor hy sy broer moet face, gaan lê hy, en hy sê, Here, ek kan nie meer nie, ek is plat geslaan, nie Esau nie, Esau het ryk geword, Esau het 'n stam gehad, Esau was skatryk. Jordanië is baie groter as Israel. 3, 4 keer, 6 keer groter as Israel. En Esau is trots op wat hy bemag het. Jakob is plat geslaan, hy het niks, hy gee alles weg. En hy stoei met God, hy sê, ek sal jou nie los tot jy my seën nie, want ek is plat geslaan. En God breek sy heup. God breek die laaste, wat is 'n heup? Regop staan, trots wie ek is. En God breek sy heup, dat hy bietjie buig. Hoekom het hy Jakob lief? Want Jakob het geweet God gaan sy heup breek. Jakob het agtergekom wie God is. Dat God hard praat en hard werk en jou laat sweet tot op die einde toe. En ten spyte daarvan het hy die aand voor hy sy broer moet face met daai God wat hom om die veld gaan jaag, geworstel. Esau nie. Esau het dieselfde pa gehad. Maar Esau het gesê, ek kan self regkom. Wat God plat slaan, bou ek maar net weer op. En God haat daai gesindheid. God haat daai hart.
Dis die hart van Saul. God haat daai hart, dis die hart van die farao van Egipte. God haat daai hart. Hy kan niks met daai hart doen nie. Jakob het ek lief. Jakob het dat ek sy heup breek. Smeek my vir genade. Ek sal iets moois uit jou maak. Ek wens vers 10. Ek wens iemand van julle wil die tempeldeure toesluit, sodat julle nie meer nuttelose offers kan bring nie. Ek is glad nie tevrede met julle nie. Ek stel nie in julle offers belang nie, sê die Here die Almagtige. Nou, net so vinnig, as jy ooit 'n preek luister, al die pastore preek oor Maleagi 3 vers 10. En Maleagi 3 vers 10 sê, bring al julle geld na die kerk toe, sodat dit goed sal gaan met julle. Maleagi 1 vers 10, is dit toevallig dat dit dieselfde vers is? Glo julle in toeval? Ek doen nie. Maleagi 1 vers 10 sê, hou julle offers, dit walg my. Maleagi 3 vers 10 sê, as julle maar net goeie offers bring, sal ek julle seën. Maleagi 1 kom voor Maleagi 3. Maleagi 1, hou jou geld, hou jou offers, hou dit wat jy dink jy doen om God tevrede te stel. Hou op om die coach te sê jy's 'n great coach. Hou op om jou liedjies te sing. Dis nie, God het nie nodig dat jy hom vlei nie. God is nie so vol van homself. Hy het nie nodig dat jy van vertel hoe great hy is nie. God weet hy's great. So hou jou sing, hou jou aanbidding, hou jou, ek moet die Bybel leer ken. Maak eers seker, jou mind is gefokus op jou coach, en as hy met jou praat, gaan jy luister. Hy stel minder belang in jou leefwoorde en meer belang in jou aksie. Ek soek gehoorsaamheid, nie offers nie. En so in Maleagi 1 sê hy, ek wens julle wil die kerk toesluit vir 'n rukkie. Nie ons nie, ons lyk min, maar ons is nie min omdat, miskien ons is min want ek preek, so ek weet nie, maar die punt bly staan is, ons gaan nie die kerkdeure toesluit nie, maar hy praat van die kerk van jou hart, die godsdiens wat jy beoefen. Miskien moet jy weer fokus. Jy het jou oog van die prys afgehaal. Ek wens iemand wil net die tempeldeure toesluit, sodat julle nie meer hierdie nuttelose dinge doen nie. Ek is glad nie tevrede daarmee nie, ek stel nie in hierdie offers belang nie. Vers 11, daar is nasies wat my eer, van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan. Oral eer hulle my. In Indië groei die kerk soos jy nie kan glo nie. In plekke in Afrika waar moslims oorgeneem het, groei die kerk soos jy nie kan glo nie. Daar's mense wat kilometers stap om onder 'n boom te sit, sodat daar's 'n pastoortjie wat die Bybel ken en 'n Bybel het, om kilometers te stap om onder 'n boom te sit en die Here te eer. Reg oor hierdie wêreld, in Suid-Amerika is daar mense wat die Here eer. Daar's moslim meisies wat vanoggend terwyl jy hier sit, 'n skelm Bybelversie lees en as haar pa vang is hy dood. Reg oor hierdie wêreld is daar mense wat God eer soos jy nie kan glo nie. Jou trotse Afrikaner, wie se voorouers met die Bybel in hierdie land opgedaag het, wat so toegevou is omdat die Bybel deel is van jou kultuur. Jy het genade wat jy nie eers verstaan nie, daarom is ons so geseënd. Niks met jou te doen, jy het te doen met voorvaders en die Bybel. En tog reg oor hierdie wêreld is daar mense wat hom eer. Plekke wat jy nie eens kan glo nie, is daar mense wat God soek en God dien. Verstaan hoe groot jou God is. Hy sê dit, hy sê, die nasies het groot ontzag vir my naam, sê die Here. Julle bewys nie respek deur dit wat julle doen nie. Met die verganklike offers wat julle bring, sê julle eintlik dat julle die alf van die Here minag. Julle sê, dit is moeilik om die Here te dien. Dit is moeilik om die Here te dien. Ek het dit al baie gehoor by mense. En ek het dit al 'n paar keer gesê. Verseker. Dit is moeilik om die Here te dien. En dan trek julle ook nog julle neuse vir dit op, daarvoor op. Kerk toe gaan. Dis moeite. Okay. Daar's nie 'n goeie kerk in ons dorp nie. Dan trek julle neuse op vir wat ek vra. Dis moeite om in die week by iemand se huis op te daag en om die Bybel te sit en die Bybel te leer, want dis nie eintlik lekker mense daai nie. Wat het dit met die mense? Jy wil die Bybel. Ag, dis moeite. Dis nie lekker nie. Wat's jou verskoning? Ek het nie genoeg geld om te gee vir 'n kinderhuis of vir wat ook al nie. Wat is jou verskoning? Hoekom is jou Christendom moeite? En hoekom trek jy jou neus daarvoor op?
Die Bybel lees jou, jy lees nie die Bybel nie. Julle sê dit is moeite om die Here te dien en dan trek julle neuse op vir wat hy vir julle vra. Julle bring gesteelde lam en siek diere en bied dit as offers aan. Nou toe ek dit lees, toe voel ek onmiddellik met my pa en alles wat deur hy gaan, toe voel ek net soos, jy kan nie hemel toe gaan op gesteelde offers nie. Jou pa en ma se godsdiens kan jou nie in die hemel kry nie. Jy kan nie met gesteelde geloof hemel toe gaan nie. Jy is 'n Afrikaner, jy praat Afrikaans, jou voorvaders het met die Bybel hiernatoe gekom en jy het saam met 'n kerk groot geword. Jy het kinderkerk gehad, ander mense het nie kinderkerk gehad nie. Jy het groot geword in kerkbanke, ander mense het nie groot geword in kerkbanke nie. Maar jy kan nie met gesteelde offers hemel toe gaan nie. Jy kan nie uit gewoonte hemel toe gaan nie. 'n Kar wat in 'n garage, as jy in 'n garage slaap, word jy nie 'n kar nie, né? Dis net soos jy kan nie so dink nie. Moet ek nou tevrede wees met dit wat julle bring? Ek hoop soos van julle hier sit, baie van julle hier sit, dat jy sê, Evelyn, ek hoor jou, maar ek moet vir jou sê, op hierdie oomblik in my lewe, ek weet ek het 'n coach, en ek weet hy is tevrede met my. Ek hoop jy kan dit sê, want jy kan dit sê. Dit is baie moontlik dat 'n coach sê, ek het die beste span ooit, en hulle werk so hard, en hulle sit hulle liggame op die lyn, en hulle bloei om van hulle sonde ontslae te raak. Dit is baie moontlik dat jy dit is. Ek hoop jy voel so. Ek hoop jy sê, God is baie trots op my, want ek bloei om van my sonde ontslae te raak. Maar as jy dit nie met oortuiging kan sê vanoggend nie, moenie op gesteelde offers dink jy gaan hemel toe gaan nie. Laat God trots wees op jou. Laat God trots wees op jou. Moet ek nou tevrede wees met wat julle bring? Vers 14 en dis die laaste vers. Daar is 'n vloek op die bedrieërs wat beloof om 'n ram uit hulle kudde te gee, maar dan 'n verminkte dier aan die Here offer. Handelinge. Stap 'n man en 'n vrou voor Petrus en hulle bring 'n mak dier. Ons het ons land verkoop en ons gaan al die geld wat ons gemaak het nou vir die kerk gee. Jy jok. Hoekom jok jy oor geld? Petrus sê, die geld was julle sin om te hou. Die grond was julle sin. Julle het nie nodig gehad om die grond te verkoop nie. Maar toe verkoop julle dit vir die Here, want julle het gevoel die Here, die coach sê vir jou, verkoop jou grond. Toe verkoop jy die grond uit jou eie wil uit, omdat die coach so sê, en toe kom jok jy daaroor. Vandag begrawe ons julle. Die Ou Testament is die Nuwe Testament en die Nuwe Testament is die Ou Testament vir dies wat nog daarmee worstel. Hy sê daar's 'n vloek op mense wat godsdiens gebruik en jok oor hoe lief hulle vir die Here is. En God is nie 'n leienaar nie. Skud die vloek af. Skud die vloek af deur die bloed van Jesus Christus en nou op jok oor jou godsdiens, oor jou valsheid, oor hoe lui jy is. Gaan lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Vrug dra, maar jy gaan moet sukkel daarmee. Dit gaan nie vir jou maklik wees nie. Maar moenie jou neus daarvoor optrek nie. Stoei. Jou coach is 'n wêreldkampioen, hy het die wêreld gemaak en hy gaan hierdie wêreld weer klaarmaak. Daar is 'n vloek op die mense wat bedrieërs is oor hulle geloof. Hy sê hierso, wat verminkte diere vir die Here bring. Die Here die Almagtige sê, is ek nie 'n groot koning nie? Selfs die nasies vrees my. Is ek nie jou koning nie? Selfs die ander nasies vrees my. So, in eer van die gees wat my aardse pa vir my gelos het. My aardse pa het my hierdie ding geleer. Die wêreld is te moeilik om nie te bid nie, en God is te groot om nie te bid nie. Hy was te bang vir God om nie sy dag met die Here te begin nie. My pa het elke oggend stilte tyd gehou, want hy het geweet sy coach is sterk, en sy coach het die krag om hom te bench. En my pa wou die oggend met die Here, elke oggend met die Here begin. En so ek wil vir julle sê, God is groot. As jy voel vanoggend jou offer het koud geword, en jy het gemaklik geraak, jy is nie te oud nie,
Jy's nie te oud om te sê, Here, sit my weer op die span, sit my weer op die span nie. Jy's nie te oud nie. OK. Jy's nooit te ver gevorderd in die godsdiens om te sê, Here, sit my terug, ek wil gaan fight nie, ek wil gaan tackle nie. Jy's nooit te oud nie. En as jy sê, Evelyn, ek stel die Here baie te leer, my godsdiens is skaars, halfskaars asem, ek is baie vals en baie fake en ek het baie sonde. Sy genade is vir jou genoeg. Hy is jou coach, hy het genoeg krag om jou fiks te kry om te gaan tackle. Moenie God te klein maak nie. Hy is jou coach. Waar dissiplineer hy jou vandag? Wat moet jy aan gaan werk? Asseblief moet hom nie ignoreer nie. Dis te gevaarlik. Die ewigheid wag vir ons almal. Dit is vir my lekker om te sê, my pa was baie lief vir sy coach. Hy het nie altyd vir sy coach geluister nie, maar hy was baie lief vir sy coach. En my pa het die goeie geveg geveg. Hy het die goeie stryd gestry. Mag ons almal na ons coach luister. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil vir baie, baie dankie sê, dat die Bybel nie net altyd hierdie mooi woordjies is van wat ons soek nie, maar dat dit ook hard is. Dat U vol genade en ook vol waarheid is. Mag die waarheid ons gemeente vanoggend penetreer, nou vir 2 weke, 'n harde boodskap. Mag hierdie waarheid ons penetreer in ons lewens. En nie net vir onsself nie, maar dat ons die sal dissiplineer wat ons lief het. Dat ons kinders en ons ouers en ons familielede en ons kollegas en vriende sal leer om te luister vir die stem van God. Dat dit nie by ons sal stop nie. Leer ons, Here. Leer ons, Here. Ons is hier want ons wil luister. Ons is hier want ons daag op in die oefening. Ons is hier want ons wil hier wees. Breek deur ons hardkoppigheid en ons valsheid. Dankie dat U ons lief het, soos die Maleagi begin het. Ek is lief vir jou. Dankie dat ons dit weet. Ons prys en loof U naam. As U wil dat ons weer by mekaar moet kom, volgende Sondag, bring ons weer by mekaar en vorm ons in Jesus naam. Amen en amen. Baie, baie lief vir julle, geniet julle week. Baie, baie dankie.